Goeiemôre. Jy luister na oordenking 133 in die reeks, Kopskuif. Vanoggend se tema is gedagtes en hormone. Ek het nooit 4 jaar gelede, toe ons met die oggendoordenkings begin het, gedink dat ons oor hormone sou praat nie. Ja, ook nie oor die brein nie. Maar ek het ook nie gedink of besef op daardie stadium dat ons geestelike lewe, ons denkwêreld en ons liggame so wonderlik verweef is en verbind is aan mekaar nie. Dis 'n prentjie wat mettertyd vir my duideliker en duideliker word. Laat my terugdink aan 'n vriend van my wat vertel het, toe hy 'n nuwe dokter gaan sien, het die dokter hom 'n vorm laat invul. 'n Vorm wat totaal anders was as al die ander dokters se vorms wat hy al ooit gesien het. Daarop het hierdie dokter vrae gevra soos: hoe gereeld bid jy? Hoeveel tyd spandeer jy aan negatiewe of positiewe denke? Hoeveel ure slaap jy? Hoe lyk jou dieet? Hoe gaan dit in jou verhoudings? Ensovoorts. Maak my opgewonde as dokters sulke vrae begin vra. Maar dit laat 'n mens ook besef as beraader, hoeveel 'n mens moet let op mense se liggaamlike gesondheid ook, en die impak van hulle slaappatrone, dieet, oefening ensovoorts op hulle geestesgesondheid. So kom ons gesels nou verder oor die impak van ons denke en ingesteldheid op ons gesondheid. Gister het ons gesien dat 'n negatiewe ingesteldheid of konstante bekommernis, angstigheid, ons immunoglobulienhormoon vlakke laat daal, wat ons immuunstelsels inkort, en dat positiewe gedagtes en 'n hoopvolle ingesteldheid dit weer laat styg. Vanoggend praat ons oor nog 'n hormoon, DHEA. Dit staan vir 'n baie groot woord wat ek liewer nie nou gaan uitspreek nie. Maar DHEA word deur ons adrenalienkliere geproduseer en beïnvloed ons gemoed en regulering van stres. DHEA vlakke is op hul hoogste in ons 20s en vroeë 30s en dan begin dit stelselmatig afneem. Daar word soms na DHEA verwys as die anti-oudwordhormoon. Natuurlik funksioneer DHEA nie in isolasie nie. Dit het ons nou al deurlopend gesien, want dit het 'n kettingreaksie in die verhoging van al ons goeie hormone. Maar wanneer ons na DHEA kyk, is dit 'n belangrike merker om vas te stel wat die effek van ons denke en ingesteldheid het op ons algehele gesondheid. Maar meer spesifiek nog, op die tempo van ons veroudering. Wanneer ons vreugde, geluk, opgewondenheid, waardering, dankbaarheid, omgee, empatie, tevredenheid en sulke positiewe emosies ervaar, skei ons liggaam DHEA af. Positiewe en gelukkige mense lyk mos sommer jonger. Jy kan dit aan hulle vel sien. Jy kan dit aan hulle liggaamshouding sien, die huppel in hulle stap, die glimlag op hulle mond, die glinster in hulle oë. So as jy vanoggend jou velroompies aansmeer om die ouderdom te keer, dink aan nog beter behandeling as dit. Let op jou ingesteldheid, jou dankbaarheid, die bron van jou vreugde en die hoop wat in jou leef. Kom ons bid saam. Hemelvader, U het ons so wonderbaarlik geskape. Ons siel, ons gees, ons liggaam is so wonderlik aan mekaar geweef. Ons kies vandag om te fokus op alles wat mooi en goed en heel en reg is. Ons kies dankbaarheid, vreugde, om ons gedagtes te rig op U, die bron van alle goedheid en guns. Help ons dan, Here, om op te staan uit 'n dankgebed en die dag aan te pak, om ons dagtaak te verrig, die probleme in die wêreld aan te pak met
juis daardie hoop, daardie vooruitsig, dat ons lewens saak maak, dat U ons sal gebruik, om uiteindelik die oorwinning te behaal oor alle boosheid en gebrokenheid in die wêreld. Here, leer ons vandag hoe om te leef, in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.